Vriende, kom ons maak ons harte stil en ons verenig in gebed. Wonderbare Here, dit is Pinkstertyd. En in hierdie tyd, Here, dan dink ons met diepe dankbaarheid aan die koms van die Heilige Gees, wat die kerk van die Here deur die eeue gelei het en steeds lei, wat ons in die waarheid, in die volle waarheid lei, wat ons versterk en bemoedig en bekragtig tot kragtige getuienis van die evangelie van verlossing wat daar in Jesus Christus ons verlosser is. En daarom bid ons vanaand met groot vrymoedigheid, Here, o Heilige Gees, dat U vanaand sal neerdaal op ons gemeenskap hier, en elke een van ons sal aanraak met daardie krag, met die genade, met die wysheid, met die liefde van God. Kom dan, Here, word U verheerlik en seën ons. Amen. Vriende, ons tema vir hierdie week se Pinksterdienste kom uit Lied 433 en daar is 4 verse in hierdie lied en ons gaan elke aand een van daardie verse neem as tema, as agtergrond vir die boodskap wat ons gaan bring. Dit was Bianca wat terwyl ons gesit en beplan het en besluit het wat sal die tema vir hierdie jaar vir Pinkster wees, wat ons gewys het op hierdie lied en die pragtige boodskap wat dit uitdra, wat dit inhou vir ons en hoe dat dit eintlik baie mooi inpas en inskakel by die gebeure van Pinkster, by die herdenking van Pinkster, maar ook vandag nou in ons lewens, wanneer ons die Heilige Gees so nodig het om ons te seën, om ons te versterk, om ons te bemoedig en om ons te lei. En ons gaan nou staande daardie lied sing, ons gaan vanaand net die eerste vers sing, en dis ook waar die boodskap rondom sal wees vanaand. Lied 433, kom Skepper Gees, kom gee U seën, en laat die oes sing in die reën, die boom dra vrugte by 'n stroom, en mense pluk 'n nuwe boom, 'n nuwe droom, praat ek nou heel verkeerd, mense pluk 'n nuwe droom. En dit, my broeder en suster, is die ervaring van elke gelowige wat vervul is met die Heilige Gees. So kom ons staan en dan sing ons hierdie lied as 'n gebed vanaand. Kom Skepper Gees, gee U seën en laat ons waarlik hierdie seëninge ontvang uit die hand van die Here. Ons skriflesing vanaand, vriende, is uit Kolossense 1 vanaf die 3de vers tot en met vers 12. En ek lees uit die 2020 vertaling. Paulus aan die gemeente in Kolosse: elke keer wanneer ons vir julle bid, dank ons God, die Vader van ons Here Jesus Christus. Dit doen ons, want ons het gehoor van julle geloof in Christus Jesus en die liefde wat julle vir al die heiliges het, op grond van die hoop wat in die hemel op julle wag. Julle het al hiervan gehoor toe die woord van die waarheid, die evangelie julle bereik het, soos oral in die wêreld, het die evangelie van die dag dat julle van God se genade gehoor het en dit werklik verstaan het, ook
onder julle begin vrug dra en groei. Dit het julle geleer by Epaphras, ons geliefde medewerker, wat terwille van julle 'n getroue diensknegt van Christus is. Dit was ook hy wat ons vertel het van die liefde wat die Gees in julle bewerk het. Daarom dan, van die dag dat ons dit gehoor het, hou ons nie op om vir julle te bid nie. Ons bid dat julle vervul mag word met die volle kennis van God se wil, deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, om 'n lewe te lei wat die Here waardig is en hom in alles tevrede te stel, terwyl julle vrug dra deur elke goeie werk en groei in die kennis van God. En deur die mag van sy heerlikheid al die krag ontvang om geduldig in alles te volhard. Met blydskap moet julle die Vader dank, omdat hy julle geskik gemaak het om deel te hê aan die heiliges se erfdeel in die lig. Net tot sover. Wanneer ek hierdie gedeelte lees, vriende, dan is daar 'n paar dinge wat my opval en ek wil net vinnig daarby stil staan vanaand. Kom ons noem dit 3 bewegings. Ek sien in hierdie gedeelte wat Paulus hier skryf aan die gemeente, 3 bewegings. En die eerste ding wat ek opmerk hier is dankbaarheid. Dankbaarheid. Paulus verwys dankbaar na die bekende Christelike trio van geloof, hoop en liefde. Hy sê elke keer wanneer ons vir julle bid, dank ons God die Vader van ons Here Jesus Christus. Dit doen ons, want ons het gehoor van julle geloof in Christus Jesus en die liefde wat julle vir al die heiliges het op grond van die hoop wat in die hemel op julle wag. Julle geloof, julle liefde en julle hoop wat deel is van julle lewe. En vriende, geloof, hoop en liefde is eintlik kentekens van ware gelowiges. Ons leef in geloof, in die vaste hoop van dit wat vir ons beloof is in die skrif en dit wat ons ontvang in Christus, al die seëninge wat ons deel word, en ons leef in liefde vir God en vir ons naaste. Dit moet die kenmerke van die gelowige wees. En Paulus, wanneer hy dit opmerk, wanneer hy hierdie verslag hoor van hierdie gelowiges in Kolossense, dan is dit vir hom 'n bron tot dankbaarheid. Dan dank hy die Here. Hy sê ons dank God elke keer wanneer ons van julle geloof, hoop en liefde hoor. Want vriende, dit geloof, hoop en liefde is 'n gawe van God. Niks is uit onsself nie. Ons het niks wat ons kan aanbied nie. Ons het niks wat ons kan gee as 'n prestasie om daardeur God se seën vir ons te verseker nie. Nee. Hoop, geloof en liefde is die vrug van die werking van die Heilige Gees in die lewe van gelowiges. En daardie lied van ons sê, kom Skepper Gees, kom gee u reën, kom gee u seën, en laat die oes sing in die reën. En dit is wat gebeur met die gelowige vriende, wanneer die Here sy seën op ons gee, wanneer hy hierdie reën, hierdie water van die Gees op ons laat neerdaal, wanneer ons met die Heilige Gees vervul is, dan wek dit in ons harte geloof in Jesus Christus ons verlosser, as ons enigste verlosser en saligmaker, hoop op die volharding en van die ewige lewe, en liefde vir God en vir ons naaste. En dit, my broeder en suster, dit is die oes in ons lewens wat sing in die reën. Daarom dat Paulus God vir hierdie eienskappe van die gelowiges dank. En hierdie is belangrik in Korintiërs waar Paulus praat oor die liefde in 1 Korintiërs 13, dan eindig hy daardie hoofstuk, hy sê, en daar bly nou geloof, hoop en liefde.
Hierdie 3 is eienskappe van elke gelowige. Hierdie moet die eienskappe wees wat my lewe kenmerk en wat ander in my kan opmerk, wat my uitsonder as 'n kind van God, as 'n gelowige, as 'n Christen. Geloof, hoop en liefde. En dit nie uit onsself nie, vriende, dit is deur die werking van die Heilige Gees in ons harte en in ons lewens. En dis die eerste gedagte, dis die eerste beweging wat ek hier sien in hierdie gedeelte. Maar dan staan nog 'n beweging, vrug dra. Paulus se gebed vir hierdie gemeente is, hy sê dat julle vervul mag word met die volle kennis van God se wil, deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, om 'n lewe te lei wat die Here waardig is, en hom in alles tevrede te stel, terwyl julle vrug dra deur elke goeie werk en groei in die kennis van God. Hy bid hierdie seëninge op die gemeente af, en hy bid dat hulle daardeur, dat hulle vervul mag word met die kennis van God se wil. En dit is die Heilige Gees, my vriende, wat ons die kennis gee van God se wil. Dis die Heilige Gees wat dit aan ons openbaar. Dis die Gees wat, soos wat die Here Jesus beloof het aan sy disippels, ons lei in die volle waarheid, sodat ons God se wil vir ons lewe kan onderskei. Dit is die Gees, sê Paulus, wat ons wysheid en insig gee, sodat ons 'n lewe kan lei wat die Here waardig is en hom in alles tevrede stel, terwyl ons vrug dra deur goeie werke en groei in die kennis van God. En dit is nog 'n aspek wat ons temalied uitwys. Die boom dra vrugte by 'n stroom en mense pluk 'n nuwe droom. Die psalmis in Psalm 1 vers 3 sê van die gelowige, so iemand sal wees soos 'n boom geplant langs watervore, wat sy vrugte op sy tyd gee, waarvan die blare nie verdor nie. En daardie vrug, vriende, kom nie uit onsself nie. Dit is die werking van die Heilige Gees. Paulus bid juis dat hulle vervul mag word met die volle kennis van God en dat die Gees hulle in die volle waarheid sal lei. En vriende, kennis van God, kennis in die skrif staan nooit los van handelinge nie. Kennis, geestelike kennis, ware geestelike kennis beteken aksie. Daar is 'n absolute verband tussen kennis en gedrag. 'n Diepgaande kennis behoort 'n mens se wandel, jou lewe, jou gedrag, jou gesindheid, jou totale menswees diepgaande te raak en te beïnvloed. Hierdie kennis van God se wil leer ons om te leef soos die Here wil hê dat ons moet lewe, sodat ons hom in alles kan behaag. En daartoe word ons opgeroep, ook in hierdie aand. Hierdie waardige wandel, hierdie wandel volgens God se wil, hierdie gedrag van my, die vrug daarvan, die resultaat daarvan, is vrug dra deur elke goeie werk. En u en ek word opgeroep om vrug te dra. Dit is die Here se duidelike opdrag aan ons. In Johannes 15 vers 16 sê die Here Jesus vir sy disippels, julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrug te dra. Vrug wat blywend is. Daar in die bergpredikasie sê hy vir sy disippels, julle is die lig van die wêreld. Laat julle goeie dade dan so, dat die mense julle goeie dade kan sien en God, julle Vader wat in die hemele is, kan verheerlik, omdat hulle in julle gedrag, in julle optrede, in julle gesindheid sien, dat julle manne en vroue is wat vrug dra tot eer en tot verheerliking van die Here.
En wat is hierdie vrug waarvan ons hier lees, wat Paulus hiervan praat? Vrug dra, en hy praat, hierdie vrug dra, die deelwoord hier is teenwoordig en deurlopend. Wat Paulus eintlik hier vir hulle bid is vrug dra as 'n konstante, voortdurende werklikheid in hulle lewens. Daagliks, oomblik vir oomblik, moet ons vrug dra. Draers wees van die vrug van die Gees. En wat is hierdie vrug, vriende? Paulus sê in Galasiërs 5 vers 22 en 23 vir ons, gee hy vir ons die antwoord. Hy sê, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. En al hoe meer ek myself onder die beheer van die Heilige Gees plaas, hoe meer ek toelaat dat die Heilige Gees my lewe beheer, my denke beheer, hoe meer sal die vrug waarvan Paulus hier praat 'n werklikheid wees in my lewe, en dit sal die kenmerke van my lewe wees. Dis waaraan mense my behoort uit te ken, vriende, as 'n Christen, 'n gelowige. Maar ek sien ook hier nog 'n derde aspek. Ons lied sê van die vrug, maar dan sê hy, en mense pluk 'n nuwe droom. En die derde beweging wat ek in hierdie gedeelte sien is hoop. Paulus praat van die hoop, wanneer Paulus hier verwys na die Kolossense se geloof in Christus en die liefde wat hulle vir al die heiliges het, voeg hy by, dit is op grond van die hoop wat in die hemel op julle wag. Net soos geloof en liefde moet hoop ook en is hoop ook 'n integrale deel van die gelowige se bestaan. Ons leef in die geloof van dit wat die woord van die Here ons beloof. Ons leef in die geloof en in die hoop van dit op hom wat ons vrygemaak het, wat ons verlos het en wat ons die lewe geskenk het deur die Heilige Gees. Wanneer Paulus hier verwys na die hoop wat in die hemel op hulle wag, kan ons aanvaar dat hy die glorieryke toekoms in gedagte het wat Christus vir gelowiges reeds gevestig en gefinaliseer het. Ons het hoop, ons lewe in hoop. Ons het 'n nuwe droom as gelowiges. Ons droom, vriende, van die koms van die koninkryk van God in al sy volheid. Wanneer alle boosheid en alle siekte en alle stryd en teleurstellings, ja, selfs die dood nie meer sal wees nie. Maar wanneer ons vry sal word, totaal, volkome in Christus by sy wederkoms. Wanneer die Here Jesus in die gebed wat hy ons geleer het, Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel so ook op die aarde, wanneer dit 'n werklikheid sal wees. En soos wat die psalmis in Psalm 72 sê, wanneer die heerlikheid van die Here die aarde sal oordek en vul, soos wat die water die see vul. Ons het 'n nuwe droom, van dat Christus my vrygemaak het, van dat ek die Heilige Gees ontvang het, van dat hierdie nuwe lewe in my ontwaak het ek 'n nuwe droom. Ons droom ook van die ewige lewe, vriende, wanneer ons in heerlikheid altyd by die Here sal wees. Paulus praat hiervan, hy sê op grond van die hoop wat in die hemel op julle wag. Die apostel Petrus druk dit so uit. Hy sê, lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat ons in sy groot ontferming deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood opnuut verwek het, sodat ons 'n lewende hoop mag hê op die erfenis wat nooit vergaan, besmet word of verwelk nie, en wat in die hemel vir julle in bewaring gehou word. Ja, vir julle wat deur die geloof, deur die krag van God bewaar word
vir die verlossing wat gereed is om in die eindtyd geopenbaar te word. Dit is ons hoop vanaand, vriende. Vir die gelowige hou selfs die dood geen verskrikking in nie, erg soos wat dit is. Want Jesus het beloof, wie in my glo sal lewe al sterwe hy ook. En ons weet, Paulus sê in Romeine 8 vir ons, selfs die dood kan ons nie skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Die Skeppergees, broer en suster, die Skeppergees kom en maak ons lewend en leer ons om in geloof, hoop en liefde te leef tot eer en verheerliking van die Here. Kom Skeppergees, kom gee u seën en laat die oes sing in die reën. Die boom dra vrugte by 'n stroom en mense pluk 'n nuwe droom. Ook dit kan van u en van my gesê word vanaand, as ons maar net toelaat dat die Heilige Gees beheer van ons lewe neem. Dat ons vervul word deur die Gees. Amen. Wonderlike Here, baie dankie dat ons vanaand kan getuig van die krag en die seëninge wat daar vir ons is, wanneer die Heilige Gees oor ons kom, Here, wanneer die Gees ons harte vervul, ons lewens beheer en ons onder die gesag van u Gees lewe. Seën ons dan vanaand, Here, maak dit 'n werklikheid in ons lewe, dat ons werklik sal kan sê, ons dra vrugte soos 'n boom wat by 'n stroom geplant is, en ons pluk 'n nuwe droom, Here, omdat u die God is, die Skeppergees, wat ons seën oorvloediglik. Amen.